Hoofstuk 32. Skep omstandighede vir voortbestaan. In die publikasie Wealth, Poverty and Politics skryf die Afro-Amerikaanse ekonom en denker Thomas Sowell die volgende. Hy sê, die ligging van volke, rasse en beskawings kan hulle lot bepaal. Dit hang af of hulle op die regte plek op die regte tyd is, of op die verkeerde plek op die verkeerde tyd. Nommer 1 Parliament Street, Westminster, Londen. Dit is Mei 2016 en ek en kollega Alana Bailey is op uitnodiging in Brittanje om met meningsleiers daar oor Suid-Afrika te praat. Die geskiedenis loop dik in die strate en die glorie van 'n eertydse wêreldryk straal nog in die eeuoue imperiale geboue. Ons vergader vandag met 'n groepie invloedryke parlementslede wat vanweë hulle linkse verlede noue bande met die ANC-regering het. Ons verwag nie veel van die gesprek nie en is maar stillerig toe ons deur die swaar houtdeure na die oudtydse leë rusbanke van die wagkamer stap. Die kamer is met donker houtpanele bedek en groot skilderye met sombere tonele hang teen die mure. Ons wag nie lank nie. 'n Jong assistent kom geruisloos op dik matte uit die dieptes van die gebou en neem ons boontoe. Ons stap af in 'n lang gang met kantore van parlementslede en ten minste een van die name op die deure laat my wonder. Wat sou hierdie man wat so hard gewerk het om die ANC in struggle aan bewind te bring, nou van die ANC aan bewind dink? Ons wag nie lank vir die antwoord nie. Julle president is korrup en onbevoeg, laat waai die voorsitter in sy fyn Engels net toe ons gaan sit. Hy lei julle land op 'n rampspoedige pad. Ek antwoord dat ons self ook bekommerd is en dat dit die rede vir ons besoek is. Die ANC is 'n diepe teleurstelling vir ons, vervolg hy, en noem bykans al die land se probleme in 'n paar sinne op. Ek voel lus om te vra wat hulle laat dink het dat 'n revolusionêre beweging 'n moderne land suksesvol sou regeer. Maar kry nie eens die kans om te praat nie. Hierdie mense weet wat fout is, wie se skuld dit hierdie keer is en is weer lus om dit te sê. Daarby is hulle waarskynlik steeds die westerse land met die grootste invloed in Afrika. Moenie die land straf as jy vir die regering kwaad is nie. Plaas eerder druk op die regering om reg te maak wat verkeerd is. Kry ek uiteindelik 'n paar woorde in. Ons vestig hulle aandag op 'n omvattende dokument oor die ekonomie wat ons saamgestel het. In hierdie geselskap wil ons niks oor Afrikaans rep nie. Ons afspraak gaan juis oor wat die Britte kan doen om die Zuma-regering se sabotasie van die ekonomie te help stuit. Die gesprek loop baie beter as wat ons verwag het. Hulle is verbasend goed ingelig oor alles wat in Suid-Afrika gebeur. Toe ons opstaan, vra die voorsitter onverwags, en hoe gaan dit met die Afrikaners? Gegee sy agtergrond en omdat die tyd verstreek is, antwoord ek kort en diplomaties dat dit met sommige baie goed gaan, maar dat ons wel bekommerd is oor die Afrikaner as gemeenskap. Hy praat reguit. Ons inligting is dat baie Afrikaners emigreer en dat die land nie so 'n verlies aan kundigheid kan bekostig nie. Onthou dat ons die grootste koloniale moondheid in Afrika was en ons weet dat die grootste rede vir die val van talle Afrika-lande na onafhanklikheid was dat geskoolde westerlinge die land verlaat het. Suid-Afrika sal nie 'n grootskaalse uitvloei van Afrikaners kan oorleef nie. En toe sê hy iets wat my verbaas. Ek het 'n historiese missie wat ek vir julle wil voorstel. Julle regeer nie meer nie en kan nie die land red nie, maar julle moet die omstandighede skep sodat Afrikaners in Suid-Afrika kan bly, want dit is die enigste manier waarop hulle 'n volhoubare bydrae tot die land en al sy mense se welstand kan maak. Dit is 'n gewigtige stelling, maar op daardie oomblik is daar nie tyd om dit verder te bespreek nie. Die aand by die gastehuis praat ek en Alana nog lank oor sy stellings met ons twee verteenwoordigers in Europa. Terug in Suid-Afrika het ek my kollegas vertel wat hy gesê het. Ons besluit saam dat ons nie juis 'n ander uitweg het as om sy idee in ons visie te vervat nie. In die praktyk kom dit daarop neer dat ons die omstandighede wil skep waarin Afrikaners ook blywend vry, veilig en voorspoedig hier kan bly.
Dit sal ons in staat stel om 'n volhoubare bydrae tot die welstand van die land en al sy mense te maak. Indien ons nie daarin gaan slaag nie, gaan 'n kritieke massa hoogs opgeleide Afrikaners wegtrek na vryer, gelyker en groener weivelde en kan dit die land se vermoë om 'n groot moderne ekonomie te bedryf verder knielter. Daarmee saam is die immigrasie van soveel mense 'n groot verlies vir ons gemeenskap, ons taal en ons kultuur, om nie eens van die smart van verskeurde gesinne en families te praat nie. Vry, veilig en voorspoedig. 'n Amerikaanse kenner van multi-etniese gemeenskappe, Donald Horowitz, het in 1985 'n taamlike skerp stelling oor die reaksie van verskillende groepe op verontrechting gemaak. Hy het in die idioom van daardie jare gesê dat as 'n grootliks derde wêreld meerderheid verdruk word deur 'n eerste wêreld minderheid, hulle in opstand kom. Daarteenoor trek 'n eerste wêreld minderheid wat verdruk of swak regeer word deur 'n meerderheid weg na 'n eerste wêreld omgewing. Die eerste verskynsel het onder apartheid gebeur en die tweede verskynsel vind nou in Suid-Afrika plaas. Opgeleide minderhede emigreer nie net land uit nie, maar semigreer na groter streekdorpe, stede en die Weskaap waar hulle kultureel meer tuis voel en meestal beter regeer word. Daarbenewens migreer hulle ook weg van swak bestuurde staatsdienste na duur maar goed bestuurde privaatdienste, insluitend privaat mediese diens, sekuriteit, privaat leefstyldorpe en eie elektrisiteit. Daar het hulle boonop 'n groter inspraak en word as betalende kliënte eerder as tweede klas burgers behandel. Insluiting. Die privatisering van die verswakkende staatsdiens het al onder die kritiek deurgeloop dat dit 'n staat binne 'n staat skep. Net so sal projekte om kulturele ruimtes te skep, waarin minderhede soos Afrikaners 'n meerderheid kan wees, sodat hulle nie oral oorheers word nie, ook kritiek van sogenaamde isolering en afsondering uitlok. Die skynheiligheid van hierdie beskuldigings blyk daaruit dat wit mense deur rassewette van talle dienste, poste en opleidingsgeleenthede uitgesluit word, maar dat daar dan besware is as oplossings geskep word om te sorg dat die gemeenskap ook ingesluit word. Tweedens wil moderne mense vir hulle self besluit, 'n inspraak in besluitneming hê, menswaardig behandel word en dienste kry waarvoor hulle betaal. Hulle gaan eenvoudig nie toelaat om verontreg, beledig of voorgeskryf te word nie. Die mense sal ook nie oorheers of swak dienste duld nie. Die skepping van vrye en veilige kulturele ruimtes is gevolglik nie 'n projek om Afrikaners te onttrek nie, maar juis om die ruimtes te skep sodat hulle deel kan bly van die groter Suid-Afrika. Indien hulle nie hierdie ruimtes in Suid-Afrika kan kry nie, wys die praktyk dat hulle dit dan oorsee sal gaan soek, tot nadeel van almal in Suid-Afrika. Daarom gaan ons projek nie om Afrikaners uitsluitlik te bevoordeel nie, maar om die normale omstandighede te skep waarin ons as gemeenskap insluitend kan bly voortbestaan. Moderne mense is oor die algemeen kultuur en tradisie vas, al bewoord hulle dit nie so nie. Afrikaners sien die westerse instellings en tradisies soos 'n vrye ekonomie, die oppergesag van die reg, wet en orde, gelykheid in die werkplek, veilige woongebiede, werkende dorpe en stede, 'n eerlike en bekwame regering op al die regeringsvlakke, 'n ordelike samelewing, 'n demokrasie sonder permanente minder- en meerderhede, goeie skole en waarde vir belastinggeld as normale bestaansvoorwaardes, waarsonder hulle nie bereid is om te lewe nie. Kortom, hulle wil 'n normale bestaan as eerste klas burgers voer. Daar kan polities gedrewe kritiek verwag word, dat Afrikaners net sogenaamd selfsugtig na hulle eie belange omsien, deur byvoorbeeld Afrikaanse private skole te stig, en nie ook skole vir almal in die land nie. Die feit is dat Afrikaanse organisasies nie verantwoordelikheid vir almal en alles kan aanvaar nie. Die regering word verkies, word betaal en met belastinggeld befonds om dienste aan almal in die land te lewer. Die Afrikaners regeer nie die land nie en kan nie die hele land red nie. Die regering het die hele staatsdiens en staatskas daarvoor tot hulle beskikking.
Dit is nie vir gemeenskapsorganisasies moontlik om staatsdienste te lewer sonder staatsinkomste, staatsstrukture en staatsmagte nie. Afrikaner gemeenskapsorganisasies kan hoogstens lededienste lewer, maar sal natuurlik almal help waar hulle kan. Ons sal nie onbillik diskrimineer nie. As die ANC wil hê ons moet die hele land met dienste help, sal ons dit graag doen, mits hulle die belastinggeld wat hulle so verkoos daarvoor beskikbaar stel. Die Solidariteitbeweging lewer dienste wat almal in die land bevoordeel, maar ook dienste wat vir Afrikaners van belang is. Dit is vir ons belangrik om nie net te bind na binne nie, maar om ook waar ons kan, brûe na ander gemeenskappe te bou.